Aluma Capital, altyd aan die groei. Dis tyd vir volgens grandbesprekings en Tanya de Venter-Byker sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle. Dame. Ons begin vandag by die Mlanga Kommissie. Ja, so gister moes die president vrae beantwoord in die nasionale vergadering. Al was dit so verskriklik warm, moes hy maar nog steeds sy vrae beantwoord, het hom oor verskeie goed uitgevra, maar so was een van die groot vrae wat vir hom gevra is, wat gebeur met die Mlanga Kommissie? Want jy, president, het al in Desember die tussentydse verslag ontvang. Hy het toe nou die versekering gegee dat niemand, maak nie saak hoe hoog hulle pos is, sal ontkom van die nodige stappe of regstappe wat moet gebeur nie. Dit is interessant, hy sê die aanbevelings val in 3 hoofkategorieë. Eerstens, sake waar daar wangedrag bevind is, wat dan nou onmiddellike strafregtelike ondersoeke gaan noodsaak. Tweedens, dringende besluite oor vervolgings waar nodig is. Kyk, ons het daarom al gesien hier en daar dat daar goed gebeur, soos Julius Makwanazi van Ekurhuleni wat vervolg is en dan prima facie bewyse in die derde geval, waar wetstoepassings of intelligensiedienste geïmpliseer word daar aanbevelings gedoen oor hulle diensstatus. En hy sê in die volgende 2 tot 3 weke gaan hy nog 'n verslag ontvang, waarna hy dan sal besluit of hierdie kommissie afgehandel is of nie. Ek moet sê op hierdie stadium, dit en die ad hoc komitee se getuienisse, dit is steeds riveting kykersstof vir my. Is beter as 'n seep, dit absoluut skokkend. Dit is vir my verskriklik om te dink dat dit gebeur het onder almal se neuse. Ja. Maar dan moet mens praat oor die stank wat Dinsdag al begin hang het oor Gauteng. Dele van Gauteng, so 'n bietjie van 'n swalerige reuk in die lug. Mense dink ons almal bly in Belfort of in Witbank, maar dis toe nou Kijk, daar's verskeie redes hoekom dit so kan stink in Gauteng. En nogals in van ons spog woonbuurte waar mense begin kla het oor die reuk Sandton, Bryanston Fourways waar die mense sê hulle ruik hierdie aaklige swaal reuk. Dit was toe nie hulle verbeelding nie. Dit is inderdaad waterstofsulfiet, H2S. Ek het nie geweet dit is die kode nie, dit staan hier. Waterstofsulfiet wat natuurlik lugbesoedeling is en dit is meteorologiese verskynsels wat maak dat die suidoostelike winde dit inwaai vanaf Mpumalanga. Sodat ons daai lug van Secunda se kant af kry, waar ons nie in Pretoria nie daar in Johannesburg. So blykbaar het die departement al begin om stappe in te stel. In Augustus 2025 het die minister van Bosbou, Vissery en Omgewing, dit was toe nou nog Dion George, begin om te sê, goed, hulle gaan 'n nuwe wet in plek stel waar fabrieke en maatskappye hulle steenkoolvergassingsprosesse gaan moet verskerp, sodat jy nie meer 3500 kubieke milligram per kubieke meter mag uitstoot nie, maar slegs 600, in die hoop om die lugbesoedeling te verbeter. Ek meen, dit is 'n alonbekende feit, dat Mpumalanga se lug in partystedelike gebiede regtig baie swaar besoedeld is. En verskeie ondersoeke en navorsingsprojekte het al bewys dat daar duisende mense per jaar doodgaan aan swak lug, siektes wat verwant is aan swak lugtoestande in Mpumalanga. En om te dink, hier in Gauteng het mense nou daaroor gekla, maar die mense in Mpumalanga kry dit elke dag standaard. Hulle is al gewoond aan. Gewoon daaraan, dis verskriklik, ja. Ja, maar wat moet jy doen, Pierre? As jy stelselmatig net konstant aan iets aanhoudend blootgestel word, jy leer om daarmee saam te leef. Dit is soos ons met die korrupsie. En dan oor na Appington se water, ten spyte van die feit dat hulle nie altyd water het nie, het daar klomp mense baie hoë rekeninge ontvang. Ek geniet nogal die opskrif op Netwerk 24 wat sê Appington gryp na suikerwater, na hemelhoë waterrekeninge. Mense wat absoluut geskok was deur hemelhoë waterrekeninge. Byvoorbeeld 'n persoon wat alleen woon wat 'n waterrekening van R6000 gekry het. En toe het die DA vir die David Kruiper, David Kruiper, ek wou sê Kuiper, David Kruiper munisipaliteit gesê, ons eis antwoorde. Waarom hierdie verskriklike hoë waterrekeninge? En dit, soos jy gesê het, en daar's baie keer nie water in Appington nie. So hoekom kry ons hierdie hemelhoë rekeninge? Nou, daar is op hierdie stadium nog geen antwoorde nie. Hulle vra vir hulle om te sê watter stappe gaan julle doen om vir ons te vertel wat hier gebeur? Was dit 'n fout? Is dit nou nuwe reëls? Wat gaan aan?
En die munisipaliteit Netwerk 24, die joernalis het ook uitgereik Anina Burger het ook uitgereik na die munisipaliteit, maar hulle het nog nie kommentaar gelewer nie. Hierdie is wel nie 'n geïsoleerde geval nie, ons het dit ook al hier gesien in Tshwane waar ons rekeninge uitgereik was, dan was dit 'n foutjie. Ek weet nie wat die situasie hier is nie. Ja, ek gaan wel sê enigiemand wat al met 'n waterrekening gesukkel het, weet dit word nie sommer omgekeer nie en verdwyn ook omtrent nie. So dit is goed dat dit nou al van die nuus is en hopelik kry mense opvolg, maar mense kry nie gewoonlik daai antwoorde ongelukkig nie. Jy kry nie die antwoorde nie. En ek dink wat party mense het daai veglus in hulle om te gaan veg en te sê hierdie is nie my rekening nie. Ander mense het nie daai krag of tyd nie en betaal die geld. Ja. Waar moet jy R6.000 kry wat jy nie het nie? Ja. In die parlement het vroeër daarna verwys die parlementêre sitting waar president Cyril Ramaphosa moes antwoorde bied en sekere vrae was dit drukkend warm en die LPs het gekook. Ek dink as 'n algemene persoon wat sommer net enige middelklas mens wat sommer voorbereiding moet doen vir sy dag en beplan vir 'n dag vorentoe. So as jy in 'n pos was by die parlement, besef dit daar's nie diesel vir die aircon nie. Wat 'n patetiese logistieke bestuurder. En toe kook hulle uit daar in daai tent, want nou moet jy dink, daar was plekke waar dit gister in die Kaap 46 gemeet het. So of eergister 46 gemeet het. Hierdie tentsitting in die so daar kyk hulle is in hierdie tydelike koepeltent. Daai tent was oorspronklik vir Nelson Mandela se begrafnis gebruik. Die persone wat sekuriteit vir die parlement moes toepas in die begin was nie daar nie, toe dit afgebrand. So nou is die persone wat nie diesel moet ingooi vir die na die R30 miljoen koepeltent, diesel moet ingooi ook nie daar nie. Ja, so nou vrek hulle in die tent van die hitte, want kan jy nou dink, hier is nie eers 'n gebou nie, nê? Ons almal weet, as jy by 'n fees kom, daai tente word onmenslik warm. So ja, so die EFF wat gesê het, waarom het julle nie 'n voorsiening gemaak nie? Dr. Annelie Lotriet wat die adjunct speaker was, het gesê skryf 'n brief vir die speaker. Ja, my simpatie strek net op by 'n punt. Ja, ek is heel gepas dat hulle nou in 'n tent is. Dis maar waar sirkus meestal is nie waar. Ek is jammer, maar ek het nee, okay, ek gaan nou nie saam met hom maar ek wil net sê ek het so 'n bietjie gedink, weet jy wat? Om lugversorging te hê is reeds 'n absolute voorreg. So nou gaan julle voel hoe die res van Suid-Afrika elke dag voel. Dit is maar hoe ek gevoel het. Ek dink ek het dieselfde siening as jy daaroor. Jy weet, julle kry soveel voordele wat die meeste Suid-Afrikaners nie het. Die salarisse is hoër as meeste Suid-Afrikaners. Ag, weet jy, en as jy nie bevoegde mense kan aanstel in plekke nie, gaan ek net vra vir die tannies wat kerk toe gaan op Sondagoggend, waar koop hulle die waaiertjies en dan waai jy jouself so met die waai jouself so met die waaiertjies. Maar as jy onskuldige LP's wat regtig jou werk wil doen, dan is ons baie jammer vir volgende. Ja, so moet dit dan. Dan moet jy maar minder aantrek. So, dan gaan ons oor na internasionale nuus, want die oorlog duur voort. Ek kan sê konflik, vir my is dit 'n jy weet, 'n oorlog. En hierdie gaan net aan en ek dink, jy weet, ten spyte van wat jou opinie is oor enige land, moet jy besef hoe dit ons ook gaan raak. Ja, ek gaan nou iets daaroor sê, maar dis interessant, president Trump wat nou al in die laaste paar dae absoluut verskillende goed gesê het. Hy het nou al gesê die oorlog is gewen. Nou het sy finansiële persoon gesê maak nie saak hoe duur hierdie oorlog word nie. Ons gaan aangaan en die bedrag waaroor hulle al praat is iets soos $11 miljard. Dit is buitensporige bedrag wat hulle uitgee. In die eerste week of 2 jaar. In die eerste 11 dae, ja, wat hulle uitgee. Intussen is daar 200 missiele geskiet aanvalle op Libanon, as ek dit reg het. Van Libanon af, Hezbollah, op Israel. Ja, en dit hou nie op nie. So dit is 'n absolute verrykende situasie. Ons het vroeër die week ook al verwys na die myne wat Iran in die straat van Hormuz wil hê. Nou, die impak wat dit op ons het, is dat 2 landboumaatskappye het nou al reeds beperkings aangekondig op brandstofverkope. VKB en KLK Landbou wat gesê het, ons gaan moet maatreëls begin tref, ons gaan moet begin beperkings instel. Ons weet die ekonome waarsku dat daar hoogs waarskynlik 'n brandstofheffing gaan kom. En alhoewel dit nog 20 dae is van nou, ons kan hoop dat die situasie gaan verbeter, maar op hierdie stadium, soos dit nou lyk, is daar in alle waarskynlikheid 'n redelike brandstofheffing aan die einde van die maand. En 'n brandstofkrisis ook. Daar's waarskynlik is 'n moontlikheid dat daar wel 'n tekort aan brandstof kan wees. Absoluut, en ek meen Irak het gesê hulle kyk na alternatiewe roetes, maar daai alternatiewe roetes is ekstra tyd.
So ja. Irak het gister van hulle raffinerye gesluit en toegemaak vir tyd en wyl ook. So hier ons sien die oliepryse wat gedaal het na 32 lande gesê het okay, hulle laat meer olie vry. So die oliepryse weer gestyg, maar Irak het gesê hulle sluit ook van dit. Daar's ook Franse soldate in Irak oorlede en daar het vanoggend vliegtuig ook Amerikaanse vliegtuig neergestort in Irak. So dit is gister het Kuwait ook gesê hulle lughawe is aangeval. So daar is dit kring net al hoe meer ook uit. En Iran wat blaatant sê ons sal olie en gas in die gebied bom. Ja. So hulle ek dink ek is nie 'n kenner nie, maar het Trump hulle geonderskat? Maar Ja, Iran het gesê hulle gaan hele streek in die brand steek, so olieraffinerye as dit hulle in aangeval word. So ons behou asem op daarvoor, veral ons ekonomie ook. Dan, maar fietsry. jy kan nou maar trek waarheen jy gaan, maar jou karakter bly. Weet jy wat kan 'n mens sê? Ek dink dit was gister, hulle was letterlik ons nuusmakers van die dag gister. Die Viljoen egpaar. En Mel Viljoen. Toe die storie breek gisteroggend, ek meen ons was soos wat? Die storie wat die eerste keer in die People magazine gebreek het daar in Amerika en dit was so interessant om te sien hoe hulle verwys na Petrus en Mel Viljoen, want dit is natuurlik sy doopnaam. Wat ons almal ken hulle van die Housewives. Desperate Housewives nie. I Die mean, Housewives of Pretoria, maar nou is hulle Betty. Desperate Baie desperate, Housewives. Wat in Florida gearresteer is op aanklagte van bedrog en hulle het diefstal. Hulle het kruideniersware gesteel. En Mel se verskoning was sy het nie werk gehad nie, sy het nie geld nie, sy het gesteel want sy's honger, hulle het nie kos nie. Maar nou gaan steel jy vonkelwyn, die duurste vonkelwater en op 'n vreemde manier so Piet het die aandag afgelei van kyk dis mos 'n self-checkout. So jy moet self scan. Maar daar is mense wat kontroles uitoefen. So Piet het hulle aandag afgelei terwyl sy dan nou labels verwissel het van bottels. Om goedkoop en goed te scan as wat sy actually koop. Verstaan jy? En dis hulle vasgetrek daar in hulle baie luukse swart Range Rover en nou is hulle hulle is nou gearresteer. Hulle is daar moontlike deportasie terug na Suid-Afrika. Die ironie is nê dat hulle die hele tyd video's gemaak en gesê weet die swart mense steel in ons land, hulle is kriminele. Ekskuus tog. Hallo? Wat? Hallo? Skryf jy? Ja. Jy kan nie klas koop nie. Nee, ek is ook hierdie mense wat ons land so sleg gepraat het en uiters sleg gepraat het, ander mense sleg herhaaldelik sleg gemaak het. Ja, ek is ook so. Ons wil nie meer in daai land woon nie, ons kan nie meer daar woon nie, basies vlugtelinge in Amerika. Ag, wie jy ja. Goed. Tanya, dis almal vir ons tyd het, maar dankie vir die saamgesels vanoggend. Lekker naweek. Dit is Tanya de Venter-Byker, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.